knoppie nog steeds. Vat die gains af, niks nie. Toets 1, 2, 3, nou. Gaan dit beter? Toets 1, 2, 3, ek gaan hom, ek sien dit gebeur as die, ek sien die oud om aan die ander kant toe gedra, ek gaan hom net weer hierdie kant toe, wat voor my gepreek het. Hy was seker linksom of regsom. As hy, gaan net nader buig, is hy nou beter? Sponsie terugsit. Beter? Nee, dan gaan hy weer. Moet ek hy mic eerder aan sit? Gaan hy beter wees? Kom ons toets hom. Toets, is dit dieselfde, doen hy maar dieselfde. Toets 1, 2, 3, toets 1, 2, 3, gaan hy deur. Maar hy skree nog. Jaco? Is dit die receiverkies? Kyk net op die receiverkies of hulle volume oop is. Is hulle oop? Toets 1, 2, 3. As hulle dieselfde doen, sal ek daai verkies. Hierdie ene wil in my mond inklim. Het gaan my verskriklik pla. Toets 1, toets 1, toets 2, beter. Ok oom, het klink of hy weer gaan skree. Ek gaan hom, moet ek hom opvat, afvat, so reg. Maar hy hoor of hy daai wille klank gaan gooi. Vat die gains klein net so bietjie af, die gains. Toets 1, 2, daar is hy. Klink dit beter? Goed. So die jong mense kom hier in die kerk by mekaar en dan net voor die prediking beweeg hulle uit. So ek wil net gou 'n paar enkele aankondigings dan doen, terwyl almal dan in die diens hierso is. Dankie vir almal met die golfdag gister, dit was 'n baie goeie sukses, almal wat daar gehelp het om dit af te bring ook. Vir Jolandi wat voorgevat het, sy en Jacques, en dan Ursula, en dan Ria, en CJ wat ons daarmee gehelp het. Dan is julle ook kyk daarson na die afkondigings, die nagmaal wat plaasvind die 2 Augustus, en vanaand asseblief vriende, onbeskaamd. Die heel laaste lied wat gaan speel is onbeskaamd. As jy hulle nog nie ontmoet het in jou lewe nie, dan is dit, hulle bestaan al 'n ewigheid. So die mense se lofprysing is regtig bitter goed. As dis werklik die moeite werd om hulle vanaand saam te kom sing met hulle. En dis gratis, asseblief nooi alle mense wat jy ken, dis gratis en verniet. Kom vanaand net om 6:00 en kom sing lekker saam. Die huisgodsdiens van nou af gaan ons probeer om op 'n ander manier te doen wat ons in die huise gaan doen. Ons wil bietjie dit verdiep en kyk of ons dit beter kan doen, op 'n ander manier kan doen. Nie dat daar fout was met die voriges nie. So die huisgodsdiens wat ons in die blaadjie sit, is 'n opsomming van die preek. So, en dan met vrae wat julle as gesin om die tafel elke dag kan doen, daardeur kan werk. So in die boekie en ook elektronies wat uitgestuur word, is dan die huisgodsdiens vir die week, wat u as gesin dit verder kan doen. Direk na die erediens is dan eers die bazaarvergadering, die belydensklas kan net vinnig gaan koffie kry, en dan gaan ons by mekaar kom. Die Bybelstudies woensdagoggend en aand, en dan die kwartuurs wat ook gaan plaasvind. En dan asseblief vriende, ons kort 'n klompie goed is vir die bazaar, kyk net na die afkondigings,
Ons kort regtig vleis, ons kort groente, daar's 'n klompie goed wat ons dringend nodig het. Kom ons raak stil en raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid by die geleentheid. Terwyl ons so sit, wil ek vir hierdie mooi psalm lees. Loof die Here, roep hom aan. Maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere, sing tot sy eer, vertel van al sy magtige dade. Roem sy heilige naam, laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here. Soek gedurig sy teenwoordigheid. Julle moet dink aan die magtige dade wat hy gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel. Julle nageslag van Abraham, sy dienaars, nakomlinge van Jakob, vir wie hy uitverkies het. Hy is die Here, hy is ons God. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie pragtige lied saam sittende, nader tot die Here. Ons groet dan mekaar in die naam van die drie-ene God om te bevestig ons nader tot die Here wat hier teenwoordig is. En hy sal elkeen van ons aanraak. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, wat ons gaan doen, ons gaan eers die kollekte opneem, omdat ons jong mense nou deel van die erediens gaan wees, gaan ons dan eers ons dankoffers hanteer.
Ek het net vergeet om iets te sê. Vriende, asseblief gaan kyk na ons jeugsale daar agter. Die mense het hierdie vakansie baie moeite gedoen om daardie jeugsale in te rig, daar te werk, te verf, en dit is regtig mooi. Asseblief doen die moeite, gaan kyk na die een daai kant by die kinderkerk en gaan kyk ook na die een hierdie kant. Dit is regtig baie mooi. So dit is asseblief gemaak het daai. Ons begin dan vanmôre met ons gaan ook probeer om vanaf bietjie die erediens meer verduidelikend te doen, laat ons kinders dit verstaan. Dis vir iemand wat al so lank hierdie eredienste doen moeilik om nou dit op 'n ander manier te begin sê, laat dit doen, maar ons moet dit begin doen afstof. Ons doen gewoonlik in 'n verloop van 'n diens, amper soos met die Emosgangers, dat mense iewers in die verloop die Here ontmoet. Daarom in 'n gereformeerde kerk werk ons altyd met sonde, verlossing en dankbaarheid. Dis hoe dit altyd die loop in 'n erediens en ook in prediking. So jy kan altyd maar so meet as iemand praat of hoe 'n erediens moet gaan. Dis kom ons gewoonlik in die begin ook vir mekaar die wet gee, vir ons jong mense. Nou ek wil nou nie vermoed die jong mense op die spot sit nie, maar as daar jong mense is, ek sien so bitter min jong mense vermoed hier, so ek weet nie of daar jong mense is wat vermoed iemand is wat vir my kan sê waar staan die wet geskryf nie. Wie is bereid om te waag? Ek sal jou 'n milkshake by die Wimpy koop as jy vir my sê. Nee. Jy kan al dit van my af verniet gee. Enigiemand? Daar agter, ek sien in die hokkie 'n kans. Jy redeneer soos my vrou, nou strek daarteen. Goed. Dit kom ons die Bybel maar bietjie vorentoe. Laat jou ouers jou help bietjie vorentoe. Yes. Okay, Exodus, as jy my kan die nommer gee. 20, mooi. Jou ouers het mooi gefluister. Onthou dat jy by my kom, laat ek die give-out by die Wimpy kry vir jou milkshake. Onthou my. Goed. Exodus 20 kry ons natuurlik die wet, né? Maar hy word ook opgesom ander plekke in die Bybel, maar ek het nie genoeg milkshakes daarvoor nie. So kom ons bid. Natuurlik kry ons die wet, want ons kom agter in die wet, hoekom het ons die Here se genade nodig? Hoekom is ons Christene? Maar die wet is nie net alleen dit nie, die wet is dat ons volgens God se wil sal lewe, want net soos wat ons offers nou gegee het, sodat ons 'n lewe kan gaan lewe tot eer en verheerliking van God se naam. So die wet is 'n manier wat ons in 'n spieël kyk om te sê, is ons onder die leiding van die Heilige Gees? Doen ons wat die Here van ons vra? En dan is daar die mooi ding wat ons gewoonlik na die wet doen. Ons doen genadeverkondiging. Net laat 'n mens nie voel hoe verkeerd is jy nie, want die Here het vir ons kom sê, hy gee vir ons 'n uitkoms. Ons doen genadeverkondiging. Hy sê daarso in Johannes, sê hy die mooiste woorde, laat ek eers die opsomming van die wet vir julle lees. Julle sal altyd hoor die een gunsteling wat ek lees in Lukas 10, is altyd my een gunsteling, so ek lees hom verskriklik baie. En kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan Jesus te toets en hom gevra, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf? Jesus sê toe vir hom, wat staan in die wet geskrywe? Wat lees jy daar? Hy het geantwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou krag, met jou hele verstand, jou naaste soos jouself. En hoekom ek hierdie een altyd geniet? Hoor wat sê die Here vir hom? Jy het reg geantwoord. Doen dit en jy sal lewe. En dit gaan nie daaroor dat jy die teenwoordigheid van God kan bewerkstellig of dat jy die Here daarmee kan beïndruk nie. Wanneer jy die Here jou God lief het met jou hele hart en jou hele siel, wanneer die Here tuis kom in jou hart, wanneer jy die koning van jou hart word, jou verlosser, jou bemiddelaar, begin jou hart verander en dis juis hoekom dit dan moontlik is om dit te begin leef. En dan sê hy die mooi woorde uit 1 Johannes, hy sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons van ons sondes en reinig ons van alle ongeregtighede. Dan is dit vir ons moontlik, soos wat die woord ook vir ons sê in Efesiërs, dan gaan ons nie die wêreld in, ons gaan maak God se teenwoordigheid sigbaar. Nou vanmôre gaan ons bietjie praat oor wat kerkwees is. Dis die tema vir die volgende paar weke, gaan oor wat is kerk, hoe funksioneer kerk, wat is kerkwees. En ek gaan nou die eerste gedeelte hanteer van die kindermoment, en Tonia gaan dan die tweede gedeelte hanteer. Nou is daar 'n ou storie, en julle het hom al gehoor,
om presies te sê, dink ek is gaan die 4de keer wees wat julle hom nou hoor in hier omtrent die 17 jaar wat ek is, wat ek nou van weet. Maar dit is 'n storie wat ons moet oor en oor hoor. So gaan hy. Dus 'n goeie storie begin altyd met die woorde lank gelede. Dit het so 'n goeie storie begin. Was daar 'n man wat eendag by 'n dorpie gekom het op 'n koue dag, het hy by 'n dorpie gekom. En in daai omstandighede was dit amper soos wat ons vandag beleef. Die mense het swaar gekry, die ekonomie het gedruk, die oeste het nie van die dorp af van die lande afgekom nie, en almal het amper net genoeg gehad om te oorleef. En omdat hulle so min gehad het, beperk gehad het om te oorleef, het hulle alles vir hulle self beskerm en het hulle die ander nie geweet wat hulle in hulle huise het nie, hulle het dit vir hulle self gehou. En so kom hierdie man op hierdie dorpie aan en hy kom klop by 'n deur. En hy vra vir hulle, het julle nie vir my iets om te eet nie? En die mense sê nie, ons het niks nie. Ons maak ook mos so, ek weet ek is skuldig daaraan. As 'n katwag so aangeloop kom, dan begin ek al sê ek het niks. Nou, ons doen dit ook. Moenie skuldig voel nie, ek doen dit ook, dan voel ek nooit so skuldig. En so kom hy by party deure en die mense antwoord nie eens nie, hulle maak nie eens oop nie, hulle maak vir hulle nie sien nie. En die man dog toe, hy moet 'n ander plan maak. Gaan toe in die middel van die dorp, kry 'n pot, gooi water in, en sit 'n gladde klip, was hom skoon, sit die gladde klip in die pot. En iemand vra, wat is jy besig om te maak? Hy sê, lekker klip sop maak ons hier vandag. Die mense sê, dis interessant. Hy sê, as ek nou bietjie sout gehad het, sou dit nog lekkerder gewees het. Die vrou sê, wag 'n bietjie, ek het bietjie sout by die huis. Gaan haal die sout, die man doet die sout saam met hierdie klip in die pot in, proe dan, hy sê, sjoe, dis lekker. Maar as ons nou 'n wortel gehad het, dan sou dit nog beter gewees het. Die man sê, wag, ek dink ek het 'n wortel. Gaan huis toe, kom terug met 2 wortels, sny dit op, sit in die pot. Die man sê, man, it's getting there. Ander sê, weet jy wat sal nog werk? Ek dink ek het aardappels. Die sy kind kom terug met hierdie klein aardappeltjies, gooi op, gooi in die pot. Ander mens sê, ek dink ek het bietjie vleis daar by die huis wat ons kan gebruik. Ander een sê, ek het bietjie speserye. En so begin die goed kom. Maar die wonderlike hiervan was, die mense begin om hierdie pot sit en kuier, begin saamgesels, een bring speserye, en op die einde van die dag is daar 'n feesmaal, meer as genoeg om van te eet. En dis wat kerkwees is. Kerkwees is nie dat een persoon al die kos moet maak, al die sop moet maak nie, maar dat elkeen van ons daai klein bietjie moet bring, om hierdie pot sop te maak, en dat ons almal kan deel in hierdie feesmaal van God se koninkryk, om saam te kom sit. Tonia? My mic. Ek dink nie daai werk nie. Ek dink hierdie ene, hy het nou Goeiemôre julle. Ek wil net vir al die jong mense vra wat in elk geval na die tyd gaan uitbeweeg, kom sit vir my hier voor asseblief. Dan is julle sommer klaar hiervoor. Dat ek sien hoeveel het opgedaag vandag. Daar sy. Vinnig. Ek weet julle kry koud. Maak vir my die 2 voorste rye vol asseblief. Ja, gaan sit, dis reg. Ons sê ja, sit hier voor. Julle is meer as wat ek gedink het. Hier kom hulle. Wonderlik. Ek bly julle het nie by die huis gebly nie. Daar sy, terwyl hulle afkom, net so 'n paar interessante feite. Het julle geweet dat sambrele 4000 jaar terug ontdek is? Maar dit was aanvanklik net bedoel vir adelikes. Yes. Ek is siek, ek wil nie vir Jock aansteek nie. Kan ek jou maar aansteek? Daar sê. Okay, kan julle my nou beter hoor? Daar sê. Julle moet maar bid dat Jockie siek word nie. Goed. Sambrele is so 4000 jaar terug ontdek, maar dit was aanvanklik net vir die adelikes, die koninklikes, die mense wat dit as 'n statussimbool gebruik het. So dit was nie gebruik om jou te beskerm teen die elemente nie. So as jy 'n sambreel gehad het, was jy royalty. Dan was jy 'n belangrike mens. Toe het hulle later van tyd dit eers vir die son begin gebruik. Toe het hulle dit maar oor hulle koppe gehou. Onthou julle die palmtakke wat mense altyd sien op stories. So toe het hulle eers vir son gebruik. En toe later het die Chinese, is enige iemand verbaas dat dit die Chinese was, wat toe nou begin 'n tipe van 'n verf op die sambreel, die materiaal gesmeer het. Natuurlik is hierdie 'n Chinese tipe sambreeltjie. En dit het hom dan waterdig gemaak.
Ek weet nie van julle nie, maar vandag se tyd as ek iemand sien met 'n sambreel in die son en lag ek vir dit. Ek kan nie dink, dis vir my 'n bietjie weird. Want ons het mos nou hoede. Maar goed, daai tyd was dit vir songebruik. Goed, ek soek asseblief 'n volonteer, iemand wat ja, nou is julle te veel. Kom jy vir my. Okay, daar's hy. So, ek wil hê jy moet vir jou sambreel kies. Daarso sambrele, daar sambrele, ek het een in my hand. Wat 'n sambreel kies jy? Kyk mooi na al die sambrele. Kies eenetjie. Die groene, okay? Alright, kies die groene. Goed. Hoekom het jy hierdie groene gekies? Want dis my gunsteling kleur. Okay. Nou, as jy nou hierdie sambreel gaan in die reën moet gebruik, gaan hy werk? Ja, Dink jy regtig hy gaan werk? As ek nou water op jou kop gooi, ek wens ek 'n spraybol gehad vandag. Kyk mooi na sy materiaal, dink jy, kyk, sien jy hoe skin hy deur? Dink jy hy gaan die water uithou? Kyk, ons 'n gaatjie ook in, sien jy? Gaan hy nie? O genade, so jy gaan bietjie in die moeilikheid wees. Okay? So is daar 'n ander sambreel wat jy dink gaan beter werk? Nou, vat hom maar. En as jy nou iemand sien, in die son met 'n sambreel, dink jy ook dis snaaks soos ek. Daar's hy. Nou ja toe, kan jy hom oopmaak? Weet jy waar hy? Hassai, gaan jy nou kan beskerm wees teen die reën? Ja. Ek en jy, nee, saam, okay? Het jy 'n sambreel by die huis? Ja, Gebruik jy hom gereeld? net wanneer dit reën. Wanneer dit reën? Het jy hom al vir 'n son gebruik? Nee, glad nie. Okay, dink jy ook is snaaks as iemand 'n sambreel in die son gebruik? Ja, Hoekom? want ons het hoedens. Ja, jy het mooi caps, net. Ja. Okay, goed. En as dit reën en jy het jou sambreel by jou, kry jy skaam om met die sambreel in die reën te loop? Nee, Hoekom nie? want dis normaal. Maar dit is normaal, okay? Dis goed. Okay, en as ek nou vir jou hierdie sambreeltjie, ek is jammer nou vir die ouens wat nou soos my ouma glo dat dit nou ongeluk is om 'n sambreel onder 'n dak oop te maak. Maar as ek nou vir jou hierdie enetjie gee, nê, gaan jy skaam kry om met hom te loop. So bietjie, Hoekom? want hy lyk snaaks. En dink jy hy gaan die reën uithou? Glad nie. Hy kan ook nie eintlik oopmaak nie. Hy kan, maar ja, hy's 'n bietjie weird, sien jy? Kan nie eintlik oopmaak nie. So jy gaan skaam kry, nê. So het jy al gesien as 'n mens nou nie 'n sambreel het nie, jy moet nou vinnig hardloop en daai sambreel hang soos 'n voël met 'n afvlek. Gaan jy dan skaam kry om so 'n nice sambreel maar met 'n stikkende speek, ek dink dis wat mense dit noem, gaan jy dan skaam kry? So bietjie. So bietjie, nê. Maar jy gaan nog steeds so bietjie se werk doen, maar nie regtig nie. Stem jy saam? Okay, laat ek gou kyk of ek al jou vragies weer gevra het. Alright. So, wat ek vir jou nog wou vra is, as jy nou hierdie sambreel het, en hy het nie hierdie, wat noem mense hierdie ding? Steel, handle, aan nie. Hoe gaan jy hom vashou? Jy kan hom dan nie Kan jy hom nie vashou nie? En as ons hom hier vat, so, dan breek die. dit gaan nie werk nie. So wat dink jy doen hierdie ding, as jy nou so na hom kyk, wat doen hierdie ding? Behalwe dat jy aan hom vashou. Ja. Ek dink as weerlig slaan, dan hou dit die weerlig weg. Oh, dink jy so? Okay, goed, ek sal dit moet traai. Maar kyk, sien julle dat die speke, as ek dit nou so kan noem en ek sal 'n beter woord is asseblief help my reg. Die speke is geanker aan hierdie handvatsel of handle wat nou hier is. Sien julle dit? Sien jy ou? So as hierdie ding nie hier is nie, sou hierdie goed nie kon oopslaan nie, sien jy dit? Okay, so dan dit gaan nie werk nie. Okay, en as een van hierdie goedjies nou gebuig is, dan gaan die materiaal ook nie styf oor nie. Stem jy saam? Okay, great. Nee, ek sien dit ook. Ek sien hierdie ding kan nie werk sonder al hierdie goeters nie, nê? En nou het ons nou hierdie oulike knoppie ook gehad. Maar daai het nou nie 'n knoppie nie. Maar op 'n manier moet dit daar bo bly. Maar ja, hy werk lekker as alles werk. Stem jy saam? As dit nie werk nie, dan gooi ons hom net weg. Yes. Okay, wag, ek gaan kyk of daar nog 'n vraagie is vir jou. Alright, jy kan gaan sit. Baie dankie. Dankie dat jy uitgekom het en die guts gehad het. Laat ek eers hierdie ding neersit voor ek iemand vir myself in die kop kap. Goed. Om die kerk te verduidelik, het ek nou lank gedink en hierdie sambreel was vir my baie mooi. Hoekom ek aanvanklik gedink het dat 'n sambreel is
'n sambreel se hoofdoel is om beskerming te bied. So of dit nou was teen die son en of dit nou was teen die reën en baie mense gebruik dit om teen sneeu ook te beskerm, soms beskerming te bied. En as ek nou moet gaan stil sit en dink, wat beteken die kerk vir my as mens? Is beskerming. Ek weet as ek daar buite is en ek voel bietjie nie lekker nie of ek weet nie waar moet ek heen gaan by die skool. Waar moet jy heen gaan? As jy iemand van die kerk sien of in jou jeuggroep sien, dan voel jy dadelik veilig by so 'n persoon. En ek voel dis vir die kerk moet wees. So dis hoekom ek toe nou besluit het om vir julle hierdie vergelyking te bring. So 'n sambreel, eerste ding wat jy raak sien is die materiaal van die sambreel. Die materiaal van die sambreel verteenwoordig al die goedjies wat die kerk vir ons doen om ons gereedskap te gee, tools te gee, om ons te, skus vir my Engels, te equip vir die wêreld daar buite. Dis nou die preke, dis die kategese, dis die jeugkerk, dis die kwartieërs en die Bybelstudies en alles wat ons doen, is hierdie materiaal. Maar tog sal die materiaal nie kan werk sonder die speke of hierdie goedjies hier binnekant nie, dit is speke, nê. Goed, so hierdie speke stel dan ons as mense voor, ons wat die liggaam van Christus is. En sien julle dat as een van hierdie goedjies gebreek is, die materiaal ook nie lekker styf getrek gaan wees nie. So speel ons almal 'n rol. Maar wat dan nou van hierdie handvatsel wat ons aan vashou? Dit stel die drie eenheid voor. As ons as mense nie geanker is in God drie-enig nie, gaan die kerk nie werk nie. Dan gaan daai speke nêrens hê om aan vas te hou nie. Ons gaan nêrens hê om die sambreel op te hou nie. Nou hoor jy hom hou, ek dink dit kan werk, hoe hoor jy hom hou en hoe groter hy is, hoe meer beskerming sal hy bied. So ons het al drie hierdie elemente nodig. Die handvatsel of die stam, die speke en die materiaal vir hierdie sambreel om te funksioneer. Net soos wat die kerk ook al drie hierdie goeders nodig het om te kan funksioneer. As ons een van dit wegvat, is ons nie kerk nie. Ons kan nie van hierdie sambreel verwag om te werk as jy een van sy elemente wegvat nie. Net so kan ons ook nie van die kerk verwag om te funksioneer as ons een van die elemente wegvat nie. Sonder mense gaan dit nie funksioneer nie, maar met mense, sonder materiaal of toepassing of enige Bybelstudie wat ons gee, enige rigtingwysers, gaan dit ook nie werk nie. En rigtingwysers, Bybelstudie en mense gaan nie werk sonder God nie. Dan is ons maar net besig met tydmors eintlik. So ek hoop julle verstaan wat ek bedoel met hierdie. Ek sou nou graag vandag vir julle wou gegooi het met water. Jy weet dat julle die sambreel kan ophou. Ek net gou seker maak ek het al my goedjies. En dan die heel belangrikste funksie. En vir hier gaan ek nou maar moet die ding eers sit. O, nee, ek kan nie. Hy wil nie neergesit word nie. Right. Ons het een belangrike ding gemis. Kom ons kyk of die jonges kan agterkom. Wat 'n element van hierdie sambreel het ek nog nie genoem nie, maar die heel belangrikste een. Ek het die handvatsel of die handel en die speke en die materiaal genoem. Maar as een klein dingetjie op hierdie sambreel wat hy glad nie meer kan werk nie. Wat is dit? Die knoppie. Die knoppie. Jy is heeltemal reg. Nou wat is hierdie knoppie? Wat dink julle sal hy voorstel? Jesus was die stam, maar baie dankie dat jy probeer. Was hierdie handel, was Jesus. So sonder Jesus sal ons nie kan werk nie. Maar hierdie knoppie is jou besluit. Jy moet besluit, jy moet 'n aksie uitvoer en besluit, ek gaan opstaan en ek gaan hierdie hele proses aktiveer. As jy nie die knoppie is nie, gaan hierdie hele proses nie werk nie. OK, daar sê. Ek is klaar, Jock. Ek dink dit is met te doen waar jy staan. Ek dink dit het hier soos ek hier staan. Gaan daai ding daar sit. Lyk my ek gaan hier staan en preek vandag. Ooh, dit gaan moeilikheid gee. Goed. Kom ons staan en sing ons, want so lief het God die wêreld gehad, daarna doen ons die geloofsbelijdenis en daarna kan ons uitbeweeg. Kom ons staan eers, dan sing ons hierdie pragtige lied.
Die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, ons jong mense kan uitweeg. Oom Pieter sit daai gey net nog so 'n klein bietjie. Dit klink of hy weer daar's hy. Daar's hy. Terwyl ons jong mense uitbeweeg, kan u so lank die woord oopmaak by Romeine 1. Ons skriflesing gaan wees vanaf Romeine 1 vanmôre. Kom ons sluit die oë. Ons almagtige God, Here, wanneer ons hier by mekaar kom as 'n geloofsgemeenskap om U te kom aanbid, Here, dan weet ons U is die begin en die einde van ons hele bestaan, die Alfa en die Omega. U ons almagtige Vader wat hierdie wêreld so liefhet, dat U met ons in 'n lewende verhouding wil staan en daai verhouding bewerkstellig het deur die genade van ons Here. U Heilige Gees maak dit vir ons moontlik om U te ken in al ons weë, dit wat ons nou net gesing het. Daarom hierdie woord, Here, bid ons dat U dit vir ons sal open, dat ons werklik dit geniet en sal kou en herkou, en sal sê, maar hoe vorm dit ons? Wat leer ons van ons almagtige God? Wat leer ons van onsself? En hoe rig dit ons in hierdie wêreld? Wat leer ons van kerk wees? Seën ons, Heer. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Die tema wat ek nou hier op het is jou bladsy maak saak. En dis dit begin oor die roeping van Paulus. Ek wil nie hê julle moet hieroor onkundig wees nie, broers. Dat ek my dikwels voorgenem het om na julle toe te kom, alhoewel ek tot nou toe verhinder is. Sodat ek ook onder julle 'n vrug kan verkry, soos onder die ander heidene. Teenoor Griek sowel as nie Grieke nie, teenoor wyse sowel as onverstandiges, staan ek in die skuld. Vandaar my hartsbegeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op die geloof berus, soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van geloof sal leef. Tony het nou 'n baie mooi voorbeeld gebruik hierso met die sambrele. Die ander voorbeeld wat ek vanmôre wil gebruik is 'n boek. Nou ek weet, lees is nie vir almal nie, maar as jy daarom 'n boek vat en jy begin 'n boek lees, 'n boek is baie keer aantreklik met 'n mooi voorblad en 'n mooi agterblad, dan lyk 'n storie sommer vir jou interessant. En ek hou daarvan altyd om 'n boek te lees en dan gaan kyk ek na die film en dan is ek so teleurgesteld dat die film nie regtig die boek weerspieël nie. Dis asof die boek meer inligting bevat as die film. Want 'n boek, hulle noem dit 'n narratief, 'n storie, trek jou in hierdie verhaal in en jy begin hierdie karakters in jou gedagtes vorm en die storielyn wat daar volg en hoe dit gaan eindig en dan dink jy, hierdie gaan sommer so eindig en dan net as jy op die punt staan sê, maar ek weet dis hoe dit gaan wees, dan ewe skielik neem dit 'n ander wending en dis net lekker om by hierdie hele verhaal van 'n storie ingetrek te word.
Maar wat as jy 'n boek lees en jy kom op 'n bladsy op 'n kardinale plek in die boek waar jy nou gedink het of wat afhang van hoe die storielyn gaan en na die bladsy is uitgeskeer. En daar's belangrike inligting wat jy nodig het om hierdie verhaal in jou kop te vorm. En is net weg. Die skrywer van die boek is nog steeds dieselfde. Die begin en die einde van die boek is dieselfde. Die karakters in die boek is dieselfde, maar die storielyn loop nie heeltemal vlot soos wat dit veronderstel is om te loop nie. En dis 'n mooi voorbeeld wanneer ons kyk oor kerkwees. Want God is die skrywer van hierdie verhaal wat in hierdie wêreld afspeel. Jesus Christus is die middelpunt, is die hoofkarakter waar alles in hierdie verhaal van God gaan. Ons is maar die bladsye in hierdie boek en dan die storielyn is hierdie blye boodskap wat Paulus hiervan praat, want daar word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op die geloof berus, soos daar geskrywe staan. Die regverdige op grond van die geloof sal so leef. Elkeen van ons gelowiges het 'n roeping, het 'n gawe om iets by te dra in die wêreld daar buite. Nou wat gebeur is in God se verhaal? In hierdie verhaal met die wêreld daar buite is daar bladsye uitgeskeer is, weg is. Hoe gaan dit hierdie verhaal van die wêreld daar buite raak? Dieselfde voorbeeld wat sy gebruik het met die sambreel. As daar speuke is wat ewe skielik nie meer daar's nie, sal die sambreel nie kan oopmaak nie. Net soos dit met hierdie boek, wat sal gebeur as daar bladsye weg is? Daarom moet 'n mens nie vra wat doen 'n gemeente vir my nie, wat word daar vir my aangebied nie, maar eerder waar het God my in hierdie gemeente geplaas? Watter bladsy moet deur my lewe geskryf kan word wanneer ek deel is van hierdie verhaal? Wanneer ons praat gereeld hieroor. Dis hoekom hierdie is nie veronderstel om nuwe kennis te wees nie. As ons praat oor 'n kerk, is mense geneig om te sê, weet jy, my kerk is die een wat daarso staan, NG Hulp en Hoop, 18 Haai vir Woodstraat, as jy afry golfbaan toe sit hy daar aan jou linkerkant, dis my kerk. Maar kerk is meer as dit. Dis nie net 'n adres, 'n gebou, 'n plek waar jy gaan om Sondag saam met medegelowiges God te gaan aanbid nie. Dis nie 'n plek waar jy kom om een of ander prediking te ontvang en dan sê, hierdie was nou lekker boring, dit was amper so 'n Sondagskoles wat hierdie ou gegee het. Weet jy, die stoele was lekker hard, dit was lekker koud, ek het bietjie aan die slaap geraak. Kerk is meer as net 'n plek waar ek gaan om iets te gaan ontvang. Dit is ook so, waar ons by mekaar kom om te kom ontvang. Maar kerk is waar ons gevorm word, daai materiaal wat sy gesê het aan die buitekant, ons kom om nie net bedien te word nie, maar ons word gevorm om te gaan bedien. Ons kom om God se verhaal te hoor, dat daai verhaal ons kan vorm, sodat ons deel kan word, sodat ons 'n plek kan kry in sy verhaal vir hierdie wêreld waarvan ons deel is. Ons kom om te leer hoe om vrug te dra in die wêreld daar buite. Paulus skryf vir hierdie gemeente in Rome, hy was nog self glad nie in Rome gewees nie, dis sy begeerte om Rome toe te gaan, maar hy skryf hierdie gemeente in Rome, my begeerte is om vrug te kom dra, te verkry daar by julle. Paulus se lewe, ons weet hy is die skrywer van die meeste boeke in die Nuwe Testament. Sy begeerte om 'n Christen te word, om 'n volgeling van die Here Jesus Christus te word, was nie te sê dat my lewe makliker kan wees nie. Was nie om te sê sodat ek meer materiële seëninge kan ontvang nie. Sy begeerte was gewees om te sê dat God my kan gebruik, dat ek ander mense meer kan aanraak, sodat die evangelie sy werk kan verrig in mense se lewens. Vra mense, want dis iets wat ons by mense nogal werklik inprent, veral in die beginstadium, wanneer ons evangelisasie werk doen, ons vra vir mense, dink bietjie vanaand, as jou lewe tot 'n einde kom, as jy vanaand sou sterf, waar gaan jy wees? Nou, dis 'n relatiewe vraag, ek dink is 'n belangrike vraag, want jy moet jou verhouding met die Here ondersoek, ek dink nie is 'n slegte vraag nie. Maar sonder dat ons dit weet, begin mense die Here volg uit vrees, en sonder dit begin jy dink maar geloof bestaan net oor eendag, there's pie in the sky when I die, dis daai eendag storie dat ek weet ek het die ewige lewe sou ek sterf. Maar Christendom gaan oor veel meer as dit, gaan oor veel meer net as jou eindbestemming. Jou Christendom gaan nie net daaroor nie, dit gaan ook dat die Here jou lewe sal verander, sodat jy sin vir jou bestaan kan kry, 'n lewensdoel van hoekom jy lewe in hierdie wêreld.
Dit kan alleen plaasvind as jy in die teenwoordigheid van die drie-een God leef. Jy moet vir jouself tog die vraag kan vra. In my geloofslewe waar ek vandag sit, het iemand se lewe, het hulle nader aan Christus beweeg, omdat ek 'n Christen is? Het iemand al met God se sekerheid gesterf? Het iemand al by 'n siekbed gesit of wat eensaam was, wat hopeloos was, en het ek hulle lewe op 'n manier miskien daardie teenwoordigheid van God huisgebring? Ons het nou net hierdie jong mense gehad wat hier uitbeweeg het. Die nuwe leiers van die toekoms van hierdie land. Die jong mense wat ons sê moet goddelike waardes hê, moet karakter van God hê. Hierdie mense wat 'n gelukkige, goeie, gesonde huisgesin moet groot word. Het ons bygedra tot die geloofsvorming van hierdie jong mense sodat hulle werklik hulle plek kan volstaan in die toekoms. En in my lewe as 'n Christen het ek bygedra daartoe. Is ons nie maar net besig om te wees met so baie dinge besig wees om as werklik hierdie vrug te dra so wat Paulus hiervan praat nie. Maar dit moet eerder wees dat God in jou en deur jou besig wees sodat jy hierdie vrug in hierdie wêreld kan indra. Jy weet ons smeek hoeveel keer in hierdie afkondigings ons wil 'n gasvryheidsbediening begin by die deure saam met Odette hulle laat die mense ontvang word. Dis meer as net 'n handskit, dit gaan nie net oor 'n handskit nie. Maar dit gaan daar weer dat mense kan sê, jy word raak gesien, jy's welkom, hier hoort jy aan iets groter as jouself, hier's 'n geloofsfamilie waar ons almal in Christus, broers en susters in geloof is, en jy word verwelkom in die teenwoordigheid, jy word ontvang deur die liefde van God. Wanneer ons met kinders werk, soos wat nou daar agter gebeur, ons het so nodig vir mense om daarbey te kom help. Gaan nie net om die kinders daar agter besig te hou terwyl ons hier in die kerk besig is nie. Want ons is besig met intense geloofsvorming van jong mense. Ons is besig om te speel nie. Hierdie is ernstige sake wanneer ons met kinders besig is. Wanneer ons by siekes kom, is nie net geselsies nie. Wanneer jy by iemand sit wat besig om te sterf. Wanneer jy met mense sit wat nie meer kans sien vir die lewe nie, bring jy 'n stukkie hoop, God se liefde, sy genade in daardie moment wat iemand dit nodig het. Wanneer ons vir iemand bid, is geen klein saakie nie. Maar gebede is wat nodig om geloofsgemeenskappe en dorpe te dra en te verander. Wanneer ons hier by mekaar kom, wanneer die stoele reggeskuif moet word, wanneer mense Anita julle bel en sê, kom skink asseblief tee. Wanneer daar praktiese reëlings geword is, mense dink is 'n onbenullige saak. Die ruimte waarin ons die Here kom aanbid, kan nie plaasgevind het as mense nie hulle tyd kom aanbied het sê, hoe help ons julle? Bo by die borde, by die uitsending, by die musiek nie. Elke bladsy in 'n boek lyk anders. As jy 'n boek lees, op die bladsye gebeur daar indrukwekkende goed. Die Here is besig om 7 soorte dinge uit almal uit te slaan, en 'n ander bladsy is iemand besig om hulle hart vir 'n man of 'n vrou te gee uit liefde uit. Maar op ander bladsye gebeur daar nie veel nie. Maar dit beteken nie dat een bladsy minder belangrik is as 'n ander bladsy nie. Dis soos met rugby, een ou gaan druk die 3, maar daai ou sou nie die 3 kon gaan druk het, was dit nie die 14 ander mense wat op die veld saamgespeel het nie. Net so gebeur dit met 'n storielyn waar ons mekaar nodig het om hierdie totale storie saam te vat. Elke bladsy in daardie boek, elkeen van ons is belangrik. Party is miskien indrukwekkender as ander. En partykeer die slegste ding wat ons doen, ons vergelyk ons bladsye met mekaar. Natuurlik, ek wens ek kan sing, ek sing so vals. Glo my, hulle mute my daarbo en ek mute myself, want anders te stap ek uit en almal sit en lag vir my hier agter. Kan nie sing om my naam te red nie. Natuurlik smag ek, begeer ek om ook soos 'n bekende te sing. Ek dink dat ek sal net die Here loof en prys van die môre tot die aand, almal sal moeg wees daarvan. Dis natuurlik maar as begeerte. Natuurlik is daar mense wat sê ek wens ek kan soos daardie mense 'n leier wees, of ek kan soos daardie mense praat, of ek kan soos daardie mense met finansies werk, soms in hulle koppe kan maak. Maar niemand van ons, die een bladsy is nie meer belangrik as 'n ander bladsy nie. Getrouheid om aan te bied is meer belangrik as daai sigbaarheid. As dit nie gebeur nie, is dit leeg.
Dink bietjie, iemand sterf sonder dat iemand by hulle gesit het. God se storie gaan voort. Die skrywer van die verhaal gaan nie verdwyn nie. Die begin en die einde is bepaal en God gaan altyd daar wees. Dink net hoeveel jong mense kry nie die kans om se geloof te gevorm te word nie. Hoeveel mense sit eensaam en alleen vandag wat smag na God se teenwoordigheid. Hoeveel mense wag vir die antwoord van ons Here Jesus Christus in hulle lewe en dit gaan leeg wees as die bladsye van die boek nie opdaag nie. Dis selfs 'n mooi voorbeeld wat sê nou vir potties maak dit nogal baie sin veral hierdie afgelope paar dae wat daar 'n klomp dele van die dorp weer nie krag was nie. Is net so goed soos 'n donker huisie wat langs 'n goeie kragstasie staan. Hierdie donker huisie is donker nie omdat daar nie krag is nie. Daar's oorvloedige krag. Maar hierdie donker huisie is donker omdat dit nie gekoppel is aan daardie krag nie. Hierdie wêreld waarin ons leef, die probleem is nie dat daar nie gawes is nie. Die probleem is omdat die gawes nie gebruik word nie. Ons het te veel verskonings waar mense sê ek's te besig. Of weet jy iemand anders kan 'n bietjie gaan doen. Of weet jy wat ek's nie goed genoeg nie. Of weet jy wat ek seker iemand sal opdag. Of weet jy wat ek het nie genoeg wat ek kan doen nie. Ons moet eerder sê Here, waar wil jy hê wat kan ek vir jou doen? Paulus skryf ook in hierdie gedeelte hierdie verantwoordelikheid wat ons het, want hierdie is ook 'n slegte ding. Ons behoort aan mekaar skryf hy. Teenoor Grieke sowel as nie Grieke staan ek in die skuld. Hoor daai woorde, ek is dit verskuldig. Hoekom? Deur die genade en die liefde van God weet hy, daar wag hy doen dit nie omdat hy moet nie, hy sê maar daar's 'n skuld wat ek moet gaan doen, gedring deur God wat ek dit aan hom moet gee. Wie sal tog wanneer jy in 'n woestyn was wat jou lippe gebas het van die dors, wanneer jy nie meer kon nie en ewe skielik ontdek jy hierdie verskriklike water, hierdie oorvloed van water wat lewe in jou gee en jy gaan verby ander mense wat dieselfde dors het, nie die water vir hulle ook wil aanbied sodat hulle ook die lewe kan hê nie. En dis hoe die blye boodskap werk. Ons sit met mense wat deur moeilike omstandighede gaan. Ons sal tog nie dit wat ons het, ons gawes van hulle weerhou nie. Die tweede ding wat hy hierso sê, weet jy wat? Dit gaan vir alle mense. Nie net die mense wat al reeds in die kerk is nie, nie net al die mense wat soos ons is, dieselfde as ons is en soos ons lyk en soos ons praat nie. Hy sê vir Griek en vir Jood en nie Jood, vir almal word hierdie wat ek verskuldig is, hierdie blye boodskap moet aangebied word. Wat ons nie besef nie, ons as Christene vandag hier werk in 'n spanning tussen kom en gaan. Die Here sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Kom na my toe, die wat dors. Kom na my toe. En dan sê hy, gaan na die nasies toe. Gaan maak die mense my disippels. Gaan doop hulle. Dan stuur hy ons, want hier word ons toegerus sodat ons kan uitgaan en hierdie verskil tussen mense gaan maak. Wanneer ons so by mekaar kom Sondags, nie dat ons vir mekaar 'n skuldgevoel wil kom sit nie. Dis nie dat ons hier moet uitstap en sê, ag, wat nog nie. Paulus skryf in hierdie gedeelte, dis my hartsbegeerte om ook na julle in Rome die evangelie te gaan verkondig. Hy sê dis nie omdat ek moet nie. Hy sê dis omdat ek wil. Dis die verskil. Wanneer jy daardie teenwoordigheid van die Here ontdek het, kan jy nie anderste as om dit te begin leef en te verkondig en vir die wêreld daar buite te sê nie. Dit verander jou hele bestaansreg, jou hele doel. Ons weet die Heidelbergse Katekismes, nou onthou ek moes daai boekie vir die oom kry, oom Pieter, sorry, kon onthou nou. Die Heidelbergse Katekismes sê, vraag 2, wat is natuurlik vraag 1, wat is my enige troos in lewe en sterwe? Ek nie meer aan self nie, maar aan Jesus Christus bloot. Vraag 2 sê vir jou, hoe kry ek dit? Jy moet weet hoe groot jou sonde is, dit wat ons gesê het in die begin. Tweede, jy kry dit nie uit jouself nie, jy kry dit by die Here Jesus Christus. En dan, hoe leef ek uit dankbaarheid? As die Here jou verander het, hou jy dit nie vir jouself nie. Jy gaan leef dit uit dankbaarheid. Natuurlik kan ons mekaar sê, maar weet jy, ek is nie goed genoeg nie, ek het niks om te bied nie. Gaan kyk na die karakters van die Bybel. Gaan kyk na Moses. Iemand doodgeslaan. Gaan kyk na ou Dawid.
Gaan kyk na Petrus wat vir Jesus verloon het op hom as die kerk gebou. Gaan kyk na die disippels wat die Here bevoeg gemaak het wanneer hy saam met hom tafels gekyk het. Die Here gebruik gewone mense soos ons wat bevoeg gemaak word in hierdie storie van hom. Daar's genoeg plek in die boek van die Here om hierdie foute van ons te help en te gebruik en alles ten goeie te laat meewerk. Jy kan miskien sê, weet jy wat, ek het niks om aan te bied nie. Hy wil hê ons moet net getrou wees. Hy wil hê, hy sê vir Moses toe, hy sê, weet jy wat, Here, wat het ek om te bied? Hy sê, wat is daar in jou hand? Hy sê, 'n stok, 'n staf. Hy sê, gebruik dit. Ek stuur jou met dit. Die Here vra nie van jou iets wat jy nie het nie. Die Here vra van jou dit wat jy het binne jou vermoë. Dis wat hy van jou vra. Elkeen van ons het iets. Hy vra van jou miskien tyd. Hy vra miskien van jou omgee. Hy vra net van jou vaardighede, jou gawes, dit wat hy jou mee seën. Vra hy van jou om te kom aanbied sodat jy kan deel wees van hierdie storie wat vertel word. Saam is ons die storie van God. Nie net een bladsy maak 'n hele storie nie. Saam is ons almal die storie. Dit beteken ons moet vir mekaar respek hê. Ons moet saam met mekaar werk. Een kan nie sê my way, dis hoe die verhaal moet gaan nie. Die hele boek maak op die einde van die dag die storie. Net soos wat een bladsy weg is, kan dit ook wees dat tydbladsy mekaar moet oorheers. Een bladsy moet weet die ander bladsy is ook belangrik en moet ons saamwerk in hierdie liggaam van Christus. Een plant, die ander een gee water en so word dit groei. Jesus Christus is die hoofkarakter van die boek, nie ons nie. Deur die genade van ons Here kom die liefde van God tuis en die Heilige Gees wys vir ons hierdie verhaal dat hy sy seun gestuur het om ons te kom stuur, om ons te kom soek en ons te kom red. Daai liedjie wat ons gesing het, want so lief het God die wêreld gehad. En wanneer jy dit ontdek, sê Paulus, ek kan nie stil bly nie. Ek skaam my nie vir hierdie verlossende krag van die evangelie nie. Hy skryf dit vir mense wat in Rome was. Die Romeine is deur 'n Romeinse weermag, Romeinse krag het hulle probeer om vrede te bewerkstellig, om eenheid, mense onder 'n army te beheer sodat daar vrede en harmonie kan wees. Daai weermag kon nie heelheid tussen mense, kon nie heelheid in hulle harte nie, kan nie vriendskap waar daar vyandigheid tussen mense is bewerkstellig het nie. Daardie weermag kan nie vir mense wat hopeloos weer hoop gee nie. Daardie weermag kan nie 'n verhouding tussen mens en God bewerkstellig nie. Hierdie blye boodskap, hierdie verhaal, hierdie karakter van Jesus Christus, het die dood oorwin wat daai weermag nie kan doen nie. Dit bly die verhaal van God wat vir ons tuis kom in ons hart en daarom sê hy, ek sal my nie skaam daarvoor nie. Ek is trots daarvoor wanneer ek opstaan in hierdie wêreld. Daarom het ons elkeen vandag 'n uitnodiging. In hierdie moment om te sê, hoe reageer ek? Soos wat Tony al gesê, daai knoppie wat jy druk. Jy moet daai knoppie druk en 'n besluit neem. Die vraag is daar genoeg mense in die gemeente? Dit is nie die vraag nie. Die vraag is ek beskikbaar? Die vraag is nie, waarom doen die kerk nie meer nie? Die vraag moet wees, wat kan God deur my in hierdie wêreld doen? Die vraag is, waarom help iemand nie? Dit moet nie die vraag wees nie. Die vraag moet wees, kan ek daardie iemand wees? Daar's werk vir elkeen van ons. Daar's mense wat jou gawes nodig het. En as jou bladsy nie daar is nie, dan is dit leeg. As ons na hierdie storieboek kyk, God is die skrywer. Jesus is die hoofkarakter. Die blye boodskap bly die wonderlike storie wat elkeen van ons se lewe verander. Jy moet net sê, is my bladsy beskikbaar. Sodat ons dat God deur jou lewe die liefde in hierdie wêreld kan tuisbring. Daarom moet ons, wanneer ons stil word nou, moet u kan sê vanmôre, skryf deur my bladsy u groot verhaal in hierdie wêreld voort. Amen. Kom ons gee so 'n moment van stilte en dan gaan ek vir ons bid.
Here, as ons weet ons het mekaar nodig, wat 'n sekuriteit is daar nie om te weet, ons is deel van u familie, u liggaam nie. Here, om te weet, ons moet mekaar staande hou, mekaar onderrig, leer. Onder leiding van u Heilige Gees wat ons saambind, ontdek ons die liefde van ons almagtige Vader. En weet ons, Here, in genade betree ons wêreld. Here, as ons net eers daai bevrydende liefde ervaar, wat u bewerkstellig in ons harte, en ons ontdek dankbaarheid ten spyte van alles wat ons deurgaan, so wat Paulus gedoen het. In sy moeilike omstandighede het hy daardie vrede en daai liefde ontdek, en dit het hom gedring om u grootheid tuis te bring in mense se lewens. Here, mag ons anders dink oor ons roeping in hierdie wêreld. Dat kerk nie net 'n gebou is waartoe ons Sondag by mekaar kom, nie, dat ons hier by mekaar kom, mekaar toe te rus, mekaar te leer, maar dat kerk ook in die wêreld plaasvind tussen Sondag, in ons werksplekke, by ons skole, tussen vriende, by organisasies. En dat ons sal vra, Here, dit wat ek nou doen, moet ek my skaam? Is ek werklik trots om te sê ek is 'n Christen? En deur watse oë met watse hart sal die Here nou na my kyk? Ons weet ons ontvang u genade in die vergifnis. Maar daai selfe asem moet ons tog rekenskap kan gee. Verantwoording kan doen vir my optrede. Want anders vat ons daai genade van selfsprekend. Here, mag ons hierdie woorde ernstig opneem. Seën ons, dat ons 'n seën vir die wêreld sal wees. Mag ons bewus word van u liefde in ons hart, sodat ons liefde sal tuisbring tussen mense. Here, mag ons besef hoe groot is u genade, sodat ons 'n stukkie genade kan leef en bewerkstellig oral waar ons gaan. Here, mag ons besef, u het ons vrygespreek. Ons het geregtigheid ontvang. Ons is regverdig verklaar deur die Here, en daarom wil ons gaan staan vir regverdigheid en geregtigheid in die wêreld. Mag ons identiteit weer herondersoek. En mag ons trots wees op ons geloofsfamilie, ons geloofshuis waarvan ons deel is. En Here, mag ons hande opsteek en sê, hier's ek, Here. Gebruik my as die bladsy in u boek, om u verhaal en hierso voor te sit in hierdie dorp. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vriende, ons gaan nou staan, dan gaan ons nou die pragtige lied sing van Onbeskaamd. Asseblief onthou vanaand, hulle is hierso, en dan spreek ek die seën uit, en daarna sing ons die musikale amen. Kom ons staan asseblief.
ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebode voor en aan u vrede gee. Die drie-enige God is by u van nou af tot in alle ewigheid. Amen.